Baie dankie. Ons blaai dan in ons Bybels na Efesiërs, die 3de hoofstuk. Efesiërs 3. En vanaand gaan ons vers 14 tot by 21 lees en behandel. Ons kom dan aan die einde van die leerstellige deel van die brief aan die Efesiërs. En u sal onthou, ons het gesê dat die eerste 3 hoofstukke kan ons dan ons rykdomme in Christus noem. En dit is wat Paulus dan so wonderlik en meesterlik oorskryf. Al die heerlike rykdomme wat ons as gemeente en as kinders van die Here individueel in Christus het en kan geniet. En vanaand is dit dan die laaste deel, vers 14. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word, deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, dis van God se liefde, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente, in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Tot daar ons voorlesing uit die woord in hierdie aand. Ek het nou baie lank oor 'n tema getop en gedink en gepyns. En aanvanklik was my tema net Paulus se gebed vir volheid. Ek is nie iemand wat hou van 7 stappe tot dit en 5 trappe tot dat nie, maar vanaand het ek by so 'n tema uitgekom, want as jy die gedeelte bestudeer, dan sal jy sien Paulus bid vir 5 dinge, wat uiteindelik lei na die volheid van God, en dis dinge wat op mekaar volg. En daarom het ek die tema vanaand gegee, die 5 trappe tot geestelike volheid. So dis nou nie 'n kitsresep, 7 dingetjies wat jy vinnig doen en dan het jy die volheid nie. Maar u sal sien, dit is sake, die een volg op die ander een, en daarom dan hierdie tema, die trappe, 5 trappe tot geestelike volheid. Nou, die gedeelte wat ons saam gelees het, is vir my persoonlik 'n aangrypende gedeelte. Ek onthou hoe ek jare gelede, voor ek nog selfs kweekskool toe gegaan het, in my stilte tyd hierdie gedeelte een dag gelees, en hoe dit my net skielik in my hart vasgegryp het. Wat bid Paulus hier? Wat is die inhoud van sy gebed? 'n aangrypende gebed. Dis baie duidelik, nie maar net sommer 'n formele gebed wat hy bid om die tyd te verwyl nie, maar hy bid werklik 'n transformerende, hartsveranderende gebed vir die gemeente in Efese. En ons kan dan ook vanaand hierdie gebed bid vir die gemeente van Pretoria Oos, dat die Here dit wat Paulus hierom bid, in ons almal se harte, in ons almal se lewens, sal verwesenlik. En hoe wonderlik sal dit nie wees nie. Dis 'n wonderlike, baie mooi gebed, wat 'n baie groot invloed op ons lewens kan hê, wat kan lei tot 'n onbeskryflike, wil ek sê, verdieping in ons geestelike lewens, in ons wandel met die Here, in ons verhouding met hom. En ek dink ook dat as ons hierdie gebed vanaand klaar bestudeer het, dan vertrou ek dat almal van u sal saamstem
dis uiters noodsaaklik vir ons elkeen. Ons kan nie sonder dit wat Paulus hier bid, ons lewens voortsit nie. Mag die Here op 'n besondere manier by ons kom stil staan. Nou, ek wonder of u nog kan onthou, daar in hoofstuk 1 vers 15, ek gaan net weer dit vir ons lees. Bid Paulus en hy sê, daarom van dat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en julle liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle dankie te sê, vir julle te dank, as ek in my gebede aan julle dink nie. En kan nie onthou, toe het hy gebid, dat die Here Jesus Christus, of dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan ons die gees van wysheid mag gee, en openbaring in kennis van hom. Die tweede ding, verligte oë van die verstand, dat ons kan weet wat die hoop van ons roeping is, en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel is. En vers 19, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. Dieselfde krag waarmee God Jesus uit die dood uit opgewek het. Onthou jy nog dit? So daar het hy gebid dat ons geestelike oë geopen mag word, dat ons verstand, ons geestelike verstand verlig mag word, sodat ons tot die besef kan kom. Hoe groot is die krag van God vir ons beskikbaar? Nou kom hy en hy bid dat die Here ons met daardie krag in die innerlike mens sal versterk. So, waar die eerste gebed eintlik gegaan het om ons oë te open, dat ons kan sien, gaan hierdie tweede gebed oor instaatstelling. Dat die Here ons so in ons harte en so in ons lewens sal werk, dat ons die instaatstelling van God sal ervaar om vir hom te lewe. Ek het hier neergeskryf wat een kommentator oor hierdie gebed skryf, en dit was vir my verskriklik mooi. Dis asof Paulus sê, I want you to get your hands on your wealth, realize how vast it is, and start to use it. En as ons nou praat van rykdom, dan is dit nie rand en sent en silwer en goud en goed in die bank nie. Dit is ons geestelike rykdom, dit wat ons in Christus het. So, dis asof Paulus sê, ek wil hê dat julle rykdom in Christus moet omhels, dat julle moet besef hoe onuitputlik dit is, en dat julle dit ten volle moet gebruik, elke dag van julle lewens. Nou ja, die gebedsversoeke, daar's 5 van hulle in hierdie gebed, volg die een op die ander. Dit is by wyse van spreuke soos 'n stel trappe wat ons klim en wat ons al hoër en al dieper na God lei. Die een volg op die ander, dis soos 'n piramide. Die een lê die fondament vir die volgende een en dit bou op tot hierdie heerlike klimaks. En die eerste waarvoor Paulus bid is vir geestelike krag. Dis die fondament van volheid. Dis die onderste trap, die fondament van volheid. Hoor mooi wat sê hy, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word in die innerlike mens, of deur sy gees in die innerlike mens. So die kruks van hierdie gebed is dat die Here ons binne in die innerlike mens met krag sal versterk. Nou ja, hier sit 'n klompie siviele ingenieurs in ons midde vanaand, en ek het alles vergeet van siviele ingenieurswese, die bietjie wat ek geweet het, het ek alles vergeet. Maar ek onthou dat beton kan 'n baie groot drukspanning vat. As jy 'n fondasie gooi en dan kan jy gewig op daai fondasie kom neersit, dit sal nie breek nie, maar beton kan geen trekspanning
hanteer nie. En daarom as jy 'n gebou met beton oprig, dan moet daardie gebou met staal bewapen word, né? Die ingenieur werk uit hoeveel staal moet daar inkom, wat is die dikte van die staal, wat is die diepte wat jy die staal in die beton moet insit, en dan kan jy pilare en kolomme en vloere en blaaie en wat dit ook al is, kan jy dan giet, en dit kan ongelooflike spanning dan hanteer, want daardie beton is met staal bewapen. En dis amper wat Paulus hier vanaand vir ons bid. Dis amper 'n siviele ingenieursprojek vir die gemeente. Here, hierdie gemeente het krag nodig in die innerlike mens. Hulle moet met die staal van die Heilige Gees bewapen word. Hulle moet versterk word dat hulle staande kan bly. En u moet onthou, die gemeentes in daai jare het geweldige vervolging deurgemaak. U sal onthou, ons het by die vorige boodskap ook verwys na Paulus wat vir hulle sê, om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus vir julle. En hy het ook in die laaste vers gesê, daarom bid ek dat julle nie moedeloos sal word by my verdrukkinge nie. En ook wanneer julle verdruk word. Nee, dit was 'n geweldige tyd van 'n moeilike tyd van vervolging. En daarom hierdie gebed, Here, dat u die gemeente van binne af in die innerlike mens deur u Gees met krag sal versterk na die rykdom van u heerlikheid. Dis 'n mondvol. En kom ons ontlede dan so stukkie vir stukkie en ons kyk waarvoor bid Paulus as hy vir ons vanaand bid vir geestelike krag in die innerlike mens. Die krag van die Heilige Gees vir elke kind van God en vir die gemeente gesamentlik is absoluut noodsaaklik. Ons kan nie daarsonder nie. Hoe sal ons ooit kan staande bly in 'n wêreld soos die wêreld waarin ons vanaand lewe, as die Heilige Gees ons nie bekragtig daartoe nie? As ons nie met hierdie krag in die innerlike mens versterk word nie. Ek dink ons weet almal uit ondervinding dat as 'n mens sou probeer om vir die Here te leef sonder hierdie versterking, sonder hierdie bekragtiging, sê maar in eie krag, dan is ons gedoem tot neerlaag op neerlaag op neerlaag. Daar is net te veel dinge wat van buite af op ons inwerk om ons moedeloos te maak, om ons vreugde te steel, om ons met vrees te vervul. Ek dink terug aan COVID-tyd. Ek dink een van die slegste dinge van COVID-tyd is die vrees wat dit by baie mense veroorsaak het, né? En 'n mens sal op geen terrein van jou geestelike lewe enige oorwinning kan smaak as die Here 'n mens nie op hierdie manier in die innerlike mens, ek wil amper sê, kom bewapen met staal, die staal van die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees kom versterk nie. Hoe kan 'n mens staande bly? Terwyl ons vanaand in die konsistorie as kerkraad saam bid, en ek dink nie Pieter, jy sal omgee as ek jou aanhaal, jou gebed aanhaal nie. Hulle het nou getoer deur die land, en hulle het 'n punt daarvan gemaak om verskillende kerke en gemeentes te besoek. En die skokkende werklikheid van Suid-Afrika is dat die kerke loop leeg. Selfs tydens oggenddienste is daar bitter min mense wat nog na kerke toe gaan. Jy weet, in die klein dorpies het jy hierdie pragtige kerkgeboue. Baie van hulle het monumente geword. En hoe noodsaaklik is dit in die tyd waarin ons bevind, die tyd van geestelike verval, die tyd van geestelike agteruitgang, dat die Here ons met hierdie krag in die innerlike mens
sal kom versterk. Dis die diep geheim wat ons moet ontdek om vir die Here te kan lewe, om vir die Here te kan uitstaan in 'n tyd soos die waarin ons lewe. Jy weet Jesaja 40 vers 29 tot 31 is baie kosbaar as Jesaja oor die krag van die Here vir ons praat. Hy sê daar in vers 29, hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krag het nie. As u vanaand of op enige stadium van u lewe voel, Here, ek het nie krag om vir u te lewe nie, dit voel of my krag gedreineer is, dit voel of ek geen krag oor het nie. Daar's miskien aanslae op u as persoon. Miskien gaan u deur 'n tyd van geweldige beproewing en dit voel of iemand die badse prop uitgetrek het en al die krag binne in u uitgeloop het. Hoor wat sê die Here, hy gee die vermoeide krag. Hy vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krag het nie. Dit is vir my so mooi as hy in vers 30 sê, die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels, met vlerke, soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Dis wat die Here vir sy kinders doen. Hy bekragtig ons. Mens kan nie help om aangegryp te word deur die onmeetlikheid van Paulus se versigtiging en sy gebed vir die gemeente, as hy sê dat hy aan julle mag gee. En nou moet jy mooi hoor watter voorsetsel gebruik hy. Na die rykdom van sy heerlikheid. Gestel nou maar vanaand, ek was 'n miljonair. En ek het geweet hier's mense met groot behoeftes. En ek sou vanuit my rykdom help, dan kan ek dalk met R10 help. Want dis vanuit. Maar as ek na my rykdom help, dan is dit oorvloedig. Dis die verskil. Paulus bid nie dat die Here vanuit die rykdom van sy heerlikheid ons met krag in die innerlike mens, maar na die rykdom van sy heerlikheid. Volgens die maat daarvan, die King James sê, according to the riches of his glory. Dis wonderlik as 'n mens dit raak sien. Dis die manier waarop die Here sy kinders wil versterk en met krag wil toerus, na die rykdom van sy heerlikheid. Een van die antieke kommentators, Jameson, Fawcett en Brown, skryf dit as volg. Hy sê, power in abundance, consonant to the riches of his glory, not according to the narrowness of our hearts. Dit is wonderlik, nie? In die innerlike mens, na die rykdom van sy heerlikheid in die innerlike mens. Nou, ek wonder of u al hierdie term in die Nuwe Testament op so 'n manier raak gelees het dat u besef het, maar die innerlike mens in die Nuwe Testament is iets baie besonders. Wat skryf Paulus in Romeine 7? Hy sê ek het hierdie stryd in my. Ek wil graag die goeie doen. Maar as ek my weer kan kry, is die kwaad by my aanwesig. En dan skryf hy daar, hy sê, want ek verlustig my in die Here, in die innerlike mens. Die innerlike mens wil so graag die Here dien. Die innerlike mens wil so graag alles vir die Here op die altaar kom lê. Die innerlike mens wil voluit vir die Here gaan. Maar die vlees is soms die probleem wat hierdie innerlike mense bietjie kortwiek. En daarom is daar die stryd tussen die vlees en die gees. Wat skryf Paulus daar vir die gemeente
in Korinte. Hy sê vir hulle in 2 Korintiërs 4 vers 16, al vergaan die uiterlike mens ook, al word die uiterlike mens oud en vergaan en raak swakker en alles wat daarmee gepaard gaan, nogtans word ons dag na dag vernuwe in die innerlike mens. Die innerlike mens is daardie deel van ons menswees waar die Gees van God kom woning maak by jou wedergeboorte. En nou kom hy en hy sê, dis in daardie deel van ons menswees, in die innerlike mens, in ons gees, in ons geestelike hart, dat die Here ons met krag moet versterk, na die rykdom van sy heerlikheid. En 'n mens sou kon vra vanaand, waarom is dit so noodsaaklik? Hoekom is dit nodig dat ons in die innerlike mens met krag versterk moet word, bewapen moet word? Is dit dat ons miskien verskriklike aanskoulike wonderwerke kan doen? Nee, glad nie daarom nie. Maar sodat ons volwasse, stabiele, oorwinnende geestelike lewens kan leef, wat strek tot eer en verheerliking van die Here, op elke gebied van ons lewens. So, die eerste trap, die eerste vlak wat ons dan vanaand, waarvoor Paulus bid, is dat die Here, na die rykdom van sy heerlikheid, ons met krag sal versterk in die innerlike mens. En as jy dan kyk na vers 17, dan staan daar, sodat, kan jy sien, daar gaan ons die trappie op, met die woordjie sodat. Die volgende gedagte koppel hy aan die eerste gedagte. En waaroor gaan dit in die volgende plek? Die inwonende teenwoordigheid van Christus. Christus tuis in my. Weet nie, hoe kan ek dit beter uitdruk? Dat Christus in my sal tuis wees. Hy skryf daar in vers 17, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Ek gaan vanaand die Amplified vertaling 'n paar maal aanhaal, want as jy die Amplified hier lees en jy maak dit jou eie, dan is dit absoluut aangrypend. Die Amplified sê, may Christ through your faith actually dwell, settle down, abide, make his permanent home in your hearts. Kan ek dit weer lees? May Christ, through your faith, actually dwell, settle down, abide, make his permanent home in your hearts. Dis een ding om iemand se teenwoordigheid te ervaar wat langs jou staan. Dis 'n ander ding dat Christus, die koning van die konings, die Here van die Here, tuis is in ons harte. Dis waaroor dit hier gaan. Dat hy sal tuis wees in ons harte. Die inwonende teenwoordigheid van die Heilige Gees, van Christus deur sy Gees, is 'n direkte resultaat van die Heilige Gees se bekragtiging. Dis hoekom die woordjie sodat in vers 17 staan, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, in die innerlike mens, né? Nou weet ons dat die Heilige Gees by ons wedergeboorte kom woning maak het in ons. Dis daarom dat Paulus sê ons is duur gekoop deur die kosbare bloed, en nou is ons liggame tempels van die Heilige Gees. God woon nie meer in tempels wat met hande gemaak is nie. Hy woon in ons, die gemeente, die kind van God, wat nou die tempel van die Here is. Maar Paulus bid nie hier net vir die inwoning van die Heilige Gees nie.
Hy bid vir iets meer as net die inwoning. En dit gaan oor die kwessie dat die Heilige Gees heeltemal, algeheel, tuis in ons lewens sal wees. Hy moet tuis voel binne in my. My liggaam, my lewe moet vir hom 'n woning wees waarin hy tuis is. En terwyl ek hierdie week voorberei, toe sê ek, Here, dit voel vir my ek moet weghardloop. Ek moet iewers vir U gaan wegkruip. Mens kan so skaam kry as jy dit lees en jy besef hoe ver skiet jy tekort. Maar daarom bid hy dat die Here ons met sy krag in die innerlike mens sal versterk, sodat Christus deur die geloof binne in ons tuis kan wees. Ja, dat ons Christus op geen manier deur woord of daad of gesindheid of motief of wat dit ook al mag wees, sal bedroef nie. Dat hy so tuis in ons sal wees, dat ons en die Heilige Gees, ons en Christus, wat deur sy Gees in ons woon, 'n ononderbroke gemeenskap met mekaar sal kan geniet. Dis wat die Here wil hê. Dis wat die Here in sy woord aan ons openbaar. En as dit so is, dan word ons harte sy woning. Die plek waar hy tuis is. Die plek waar hy graag wil wees. Waar hy geniet om te wees. Gaan dit ook u verstand te bowe, verbuister dit u ook dat net die gedagte dat Christus by ons woning wil maak en tuis wil wees en met ons wil wandel en saam met ons wil lewe. En hoe pragtig sluit dit nie aan by vanoggend se boodskap oor die werking van die Heilige Gees. En die wind waai waar hy wil en ons hoor sy geluid. So is elkeen wat uit God gebore is. En sou jy met my saamstem dat dit uiteindelik 'n invloed sal hê op die plekke waarheen ons gaan, op die dinge wat ons geniet, op die musiek waarna ons luister, sal 'n invloed hê op die klere wat ons aantrek, dit sal 'n invloed hê op die gesprekke wat ons het, die taal wat ons gebruik, dit sal 'n invloed hê op my humor, waarvoor ek lag en waarvoor ek nie meer lag nie. Dit sal 'n invloed hê in ons huishoudings. Dit sal 'n invloed hê op die manier waarop ek my werk doen. Dit sal 'n invloed hê op die manier waarop ek my besigheid bedryf, hoe ek besigheid doen, hoe ek onderhandel. Dit sal 'n invloed hê in die manier waarop ons in die waarheid wandel. En ek kan aangaan en aangaan en aangaan. Watter deel van ons lewens is daar wat ons van Christus kan wegsteek? Niks. Hy wil tuis wees binne in ons harte. Hy wil tuis wees in die gemeente. Met ander woorde, as Christus so in iemand se hart leef, dan sal hy ook deur daardie persoon 'n verskil in die wêreld maak. Maar dit bring ons na die derde trap toe. En jy sal sien, dit sluit nou weer by die vorige een aan. Die eerste is dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens. Dan volg dit na, sodat Christus hierdie geloof in julle harte kan woon, en dan volg dit na, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. 'n vaste karakter. 'n lewe gewortel in God se liefde. Julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, vers 17, die tweede deel, en die Amplified sê, may you be rooted deep in the love and founded securely on the love of God. Rooted deeply and founded securely on the love of God. Dis die betekenis van die Griekse woorde hier. Die resultaat
van Christus se intieme inwoning in ons harte is dat ons in sy liefde gewortel en geanker sal wees. En dit kan nie anders as om ons karakter te beïnvloed. So kom ek daar gesê het, 'n vaste karakter. 'n Karakter wat in die liefde van Christus gewortel en gegrond is. Graham Scroggie het geskryf, "Love is the soil in which our life must have its roots, and it is the rock upon which our faith must ever rest." Liefde is die grond waarin ons lewens sy wortels moet skiet en dis die rots waarop ons geloof gebou moet word. Dis wat hierdie gebed van Paulus vanaand vir ons kom sê. Sou u met my saamstem as ek die volgende afleidings maak en ek sê 'n lewe wat in die liefde van God gewortel en gegrondves is, sal 'n lewe van onselfsugtigheid wees. Dit sal 'n lewe van vriendelikheid wees. Dit sal 'n lewe van goedheid wees. Dit sal 'n lewe van geduld en lankmoedigheid wees. Miskien nie dadelik nie, ons moet groei. Daar's nie 'n towerstaffie wat 'n mens kan swaai en een oomblik is jy so en die volgende oomblik is so nie. Nee, die geheim is, word in die liefde van God gewortel en die groeiproses in al hierdie praktiese dinge sal in jou lewe uitwerk. Selfbeheersing, 'n lewe van gebrokenheid, 'n lewe van sagmoedigheid soos die van Christus. En alles wat die Bybel ons oor liefde leer in 1 Korintiërs 13, in Galasiërs 5 vers 22 en waar ons ook al van liefde leer, sal prakties in ons lewens sigbaar raak. Wat 'n gebed! Ons het nie hier te doen met 'n klomp, met 'n akademiese oefening of 'n teologiese oefening en na die tyd sê ons, "Joe, dis mooi." Ons het hier te doen met die praktyk. Here, kom versterk ons in die innerlike mens met u krag, sodat Christus deur die geloof in ons tuis kan wees, en sodat ons in u liefde gewortel en gegrondves kan wees, en daardie liefde deur ons kan vloei om 'n effek in hierdie wêreld te hê wat so 'n gebrek aan liefde het. Daar's so min liefde, ware liefde in die wêreld. Maar dan kom Paulus en is asof hy hier net so halfweer vir ons kom sê, terwyl hy bid dat ons in die liefde van God geanker moet wees. Ek wil net hê, sê Paulus, julle moet besef hoe ontzagwekkend groot is God se liefde. Hy bid vir ware begrip van God se liefde in die volgende plek. En dan is dit 'n begrip wat blote kennis oortref. Dit gaan nie net oor kennis, dit gaan oor 'n verstaansbegrip en 'n leefbegrip van God se liefde. Kyk wat sê vers 18. En julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp. Paulus het almal geweet hoe om te skryf, natuurlik onder leiding van die Heilige Gees. Dit is eintlik die Heilige Gees wat aan die woord is. En julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte van God se liefde is. En die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref. Kom ons ondersoek dit. Die voorafgaande 3 versoeke, bid dat die Here julle met geestelike krag sal versterk. Ek bid dat Christus in julle harte sal tuis wees en in julle harte sal woon. Ek bid dat julle 'n vaste karakter sal hê wat in die liefde van Christus geanker en gegrondves is. Dit alles lei die kind van God in 'n groeiproses
wat jou bring by 'n mate van ontwikkeling en volwassenheid waardeur jy uiteindelik in staat is om ten volle saam met al die heiliges, saam met al die kinders van God te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte van God se liefde is. Kyk mooi hoe sê Paulus dit. Ek bid dat julle ten volle, net 'n bietjie nie net 50% van God se liefde nie, dat julle ten volle, saam met al die heiliges, tot die diepe, praktiese besef sal kom. Wat is die omvang van God se liefde? 'n praktiese besef wat baie, baie wyer is as net ons verstandelike kennis daarvan. Ek wil amper sê die onderwerp, die tema van God se liefde is so wyd en so omvangryk dat een kind van God alleen dit nie kan begryp nie. Daarom die oproep dat ons dit almal saam sal begryp. Dat ons gesamentlik, saam met al die heiliges, tot die volle besef sal kom. Dit is nodig dat ons saam met ander kinders van God die onderwerp van God se liefde sal bestudeer. Dat ons dit met mekaar sal bespreek. Dat ons vir mekaar sal vertel hoe beleef en hoe ervaar ons God se liefde in ons lewens. Ek wil iets sê. Daar is 'n verkeerde konsep wat in ons dag nogal baie opslaa maak en eintlik op baie plekke gepredik word, en dit is die verkeerde begrip van God se liefde. Daardie begrip van God is liefde en hy sien alles oor. Jy kan maar doen wat jy wil, jy kan maar lewe soos jy wil, jy kan maar sonde doen, jy kan maar net doen wat jy wil, want God is liefde. Dit is heeltemal verkeerd. En ek wonder of jy agtergekom het. Dit maak dat ander kinders van die Here wat graag oor God se liefde wil nadink en die omvang van God se liefde wil begryp, sê ons moet versigtig wees dat ons nie net oor die liefde van God praat nie. Nee? En nou maak dit dat ons eintlik hierdie wonderlike onderwerp eenkant skuif. Nee, ons moenie huiwer. Paulus bid ons moet in die liefde van God geanker wees. En dan moet ons kom tot 'n volle begrip van God se liefde. Wat is die omvang daarvan? As ons nou 'n bietjie wil weet, hoe breed is God se liefde? Dit beslaan die hele wêreld. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Dis die breedte van sy liefde. Hoe lank is sy liefde? 1 Korintiërs 13 vers 8. Die liefde vergaan nimmer meer. Dit hou vir ewig stand. Dis hoe lank dit is. Hoe diep is dit? Kyk na die kruis van Jesus, as jy wil weet hoe diep is God se liefde. Dat hy ons liefgehad het toe ons nog sondaars was. Hoe hoog is dit? Wel, die hemel self, die derde hemel, daar waar God woon, dit strek tot daar. As ons dink aan 1 Johannes 3 vers 1 en 2. As ons dink aan hierdie afmetinge van God se liefde, die breedte, lengte, diepte en hoogte, dan sê die breedte vir ons in Efesiërs 2 vers 11 tot 18, dat God se liefde is so wyd, dat hy Jode en heidene by mekaar gebring het, as een liggaam, in Christus. As ons kyk na die lengte daarvan, en ons dink aan hoofstuk 1 vers 4, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, dan strek dit van ewigheid tot ewigheid. God se liefde het geen perk nie, dit strek van ewigheid tot ewigheid. As ons dink hoe diep dit is, en ons dink aan hoofstuk 2 vers 1 tot 3, wat daar staan, julle het hy lewend gemaak wat dood was, in julle sondes en misdade,
waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, onder wie ons almal vroeër so gewandel het in die begeerlikhede van die sondige vlees. Dis hoe diep God se liefde is. En hoe hoog dit is, Hoofstuk 2 vers 6, en ons saam opgewek en saam laat sit het in die hemele in Christus Jesus. God se liefde is onuitputlik, dis onbeskryflik, dis absoluut wonderlik. En dit bring ons dan by die 5de gedagte, 'n volkome en blywende begrip van God. Eintlik die volheid van God, die klimaks van geestelike groei, sodat jy vervul kan word tot al die volheid van God. Hoor weer wat sê die Amplified vertaling. Hy praat met die gemeente. Hy sê that you may be filled through all your being unto all the fullness of God, that you may have the richest measure of the divine presence and become a body wholly filled and flooded with God Himself. Dis absoluut wonderlik. Hoe meer die Here Jesus in ons harte tuis is, hoe dieper word ons in sy liefde geanker. Hoe meer raak ons bewus van die oneindigheid van sy liefde vir ons, en hoe meer word ons vervul tot al die volheid van God in Christus. Hoeveel kinders van God is daar vanaand op aarde wat die omvang van hierdie gebed besef en wat vir jouself al daarvoor gebid het? Here, ek bid dat U my sal kom versterk met geestelike krag na die rykdom van U heerlikheid in daardie maat deur die Heilige Gees. Ek bid dat Christus in my sal tuis wees, dat hy woning in my sal maak en o Here, dat ek niks sal doen wat Christus sal mishaag nie. Ek bid dat U my so in U liefde sal anker, dat my karakter in U vas en onwankelbaar sal wees. Nie sondeloos volmaak nie, dit sal nooit gebeur nie. Ek bid Here dat ek die volle omvang van U liefde, nie net met my verstand nie, maar met my hele wese, met my lewe sal begryp, hoe wonderlik en hoe kosbaar dit is, sodat ek volkome deur die teenwoordigheid van God in my lewe vervul sal wees. Soos die Amplified sê, become a body wholly filled and flooded with God Himself. Hoeveel kinders van die Here dink U is daar op aarde, in wie se lewens hierdie gebed uitwerk? Toe ek nou oor die vraag begin dink, was ek eintlik geskok. Ek dink nie daar's baie nie. En hierdie is die een gebed waaroor ons nie moet lees en dit dan moet vergeet nie. Ons moet dit vir mekaar bid. Ons moet dit vir die gemeente bid. Ons moet dit vir onsself bid. Ons moet die Here vertrou dat hierdie gebed in ons gemeente tot uiting sal wees, elke dag. En dan sluit Paulus af met 'n pragtige lofuiting. En net ingeval ons dalk dink, die Here kan dit nie vir ons doen nie, die Here kan dit nie vir my doen nie, sluit Paulus hierdie gebed af met 'n lof, ek wil amper sê dis 'n lofuitbarsting, waarin hy sê, en aan hom, wat mag het, om te doen ver bo alles wat ons bid of dink. Die Here kan baie meer doen as dit.
ver bo alles wat ons kan bid of dink. Volgens die krag wat in ons werk. Sy krag, die krag waarmee ons versterk is. Aan hom die heerlikheid in die gemeente. Nie op 'n ander plek nie. Hier moet God verheerlik word. In die gemeente. Deur al die geslagte. Tot in ewigheid. Amen. Wat 'n gebed. Kom ons bid saam. Wonderlike Here Jesus, baie dankie vir U self en dankie dat ons hierdie eerste 3 hoofstukke oor die rykdomme, die geestelike rykdomme wat daar vir ons in U moontlik gemaak is, op hierdie baie hoë noot vanaand kon afsluit. En Here, ons wil nie hê dat hierdie gebed by ons moet verbygaan nie. Ons wil nie vanaand hierdie waarhede hoor en dan vergeet ons dit weer nie. Daarom bid ons en vra ons, kom verwesenlik dit in ons elkeen se lewe. Kom bereik U goddelike doel met my en met elkeen van ons. Wil U ons harte sodanig reinig, dat alles wat Paulus hier vir die gemeente in Efese gebid het, ook in ons harte en lewens bewaarheid sal word. Ons het vanaand eintlik voor 'n baie groot uitdaging te staan gekom. Of ons geestelik die moed het om hierdie gebed vir onsself te bid. Want ek dink ons besef almal, Here, dat wanneer U dit in ons lewens bereik en doen, gaan dit 'n radikale verandering wees. 'n Enorme verandering. Maar ons wil nie vanaand terugdeins nie. Ons wil vir U vra, Here, gee ons genade, dat Christus ook dit in ons lewens kan verwesenlik. Ons bid vir die week voor ons, begelei U ons, Here, Heilige Gees, trek voor ons uit, gee ons krag vir alles wat ons nodig het. Werk in ons, werk deur ons, en word U verheerlik op 'n kragtige manier. Om Jesus ontwil, amen.